Bouwer. Welkom by Sammy Pod. Samuel, what a legend. Was jy al op 'n date vandat ek jou laas gesien het? Laas ons is gesels oor die dating game. Toe sê jy soos, nope, walking away. Sing julle in die huis? Is daar baie musiek wat aangaan in julle? Heidiglik sing ons elke aand Jan Pierewit op repeat. Ons moet en ons het vir haar goue instrument kry, want jy weet wat hulle sê, koop vir jou kind 'n gitaar en hulle koop vir jou 'n strandhuis. Feite. Daar was 'n tyd wat rockbands het gedominate en dit was die flavor of the day. Almal het dit gelike. Altyd as ek Post Malone hoor, dan dink ek aan cornflakes, Post Toasties. Ek weet nie hoekom nie. Canva. So toe Canva op die scene kom, toe is dit, as jy Canva fan. Ek love Canva. Tot recently wat hulle heeltyd sê, "Hi, I'm your AI. Can I help you design?" Ja, ons is nou in ons AI era op hierdie jaar in die wêreld nie, want dit is dieselfde tipping point waar ons nou is met AI en musiek is soos daai hele designer graphic wêreld. AI, ek meen vir ouens wat wat glad nie kan design nie, kan nou 'n decent pitch deck aan mekaar slaan. AI sal nie my stem kan namaak nie. Ja, yes, make it sound like Sammy Hall. Ek het nie konsert ook nie. Ek weet nie wat ek het nie, maar ek het nie konsert. Ja, nee. En toe sien ek ook op een van die AI gesprekke komment iemand en sê, nee, sy dink AI is amazing. Dit het haar gehelp om all A's te kry in nursing school. Okay, Ja. so in 5 jaar in die jaar, ChatGPT, Ja, hoe sit ek in naald in? a guy came in with a gunshot wound. Ja. What should I Ja. do? Was ja, Huge ek kan nie eens sweet nie. Sammy is a huge fan van Prins Albert. Sammy het 'n poster hier buite van Prins Albert. Godse biggie. Raised with manners. The more I think about it, the more I'm convinced that someone can be raised to be too. Bouwer. Welkom by Sammy Pod. Samuel, what a legend. Stop het nou aan. Hoe gaan dit? Gaan great vandat ek jou laas gesien het. Het dit beter gegaan? Gewig getel, Ozempic gekry, gewig verloor. So ek joke oor beide. Nee, ek joke oor die Ozempic. Maar nee, dit gaan baie goed. Lekker besig met die werk. Baie goed het verander in die Afrikaanse musiekbedryf. AI is op die voorstoep. Lekker wille gesprekke die laaste ruk gehad wat cool is, maar dit gaan goed, Sammy. En met jou? Ag, aan die gang. Was jy al op 'n date vandat ek jou laas gesien het? Laas ons is gesels oor die dating game. Toe sê jy soos, nope, walking away. Nee, ek was nog nie op 'n tyd vandat ons laas gesien het. Wel, ek het jou gesien nou die dag in Joburg somewhere. Ek kan nog steeds nie onthou waar in Joburg ek was nie. Dit was Linden. Linden? So was jy nog nie, was jy op 'n date? Ek praat van my podcast amper 'n jaar terug. Nee, Vandaar nog nie. ook nie. En die mense wat inslaar in die DM's in, niks. Weet jy? Niks wat se woord paar wat gaan. Weet jy wat? Maybe. Ek moet eintlik vir jou die e-mail wys wat ek gister gekry het, E-mail. nê? 'n E-mail is beter as om in te slaar in 'n DM in. Nie as jy hom lees nie. Wat is die Ek sê, subject? ek kan nie Wat is die subject glo- line? Ek kan nie eens die subject line onthou nie, maar die basics is, die ou vertel my hy en sy vrou is uitmekaar uit, Okay. want sy het hom gevang met dagga. En Is Dagga hy die het bynaam 2 van die kinders by haar en hy's voorheen ook getroud. En toe dink hy nee, maar hy moet nou weer iemand kry. Julle, Dit klink soos 'n Ek weet scam. Dit klink klaar soos 'n wie scam. gaan vir dit val? Ek van hoe sal hierdie vir enigiemand werk? Ja, wie gaan Jy laat wow. jouself soos die opposite van 'n catch klink. Ja, catchfish. Jy sê release. Ja, so. Ja, nee, Red so flag. is nie baie Het dit in jou spam beland of is dit dadelik? nee, nie Jou eers nie. jou e-mail kon jy nie eens beskerm nie. Shocking. Dit is 'n Gmail. Ek weet nog steeds nie waar kry mense by Gmail nie, maar Wel Sammy, dis okay. Ek het net gewonder of jy intussen al liefde gevind het. Maar jy het liefde vir jouself gevind en dis al wat tel. het ek nou. Partykeer is ek kak annoying. Wel, jou space is beautiful. Dankie dat jy my genooi het. Dankie, baie dankie. En ja, ek sien uit om hier te wees. Maar jy het die loop van dat jy jou gesien het. Wat 'n Springbok event? Jy het 'n Springbok event ge-MC in die Kaap. Toe jy by Ellis Park te neem jy foto's vir 'n Bok game of die Lions game. Ja, ek het Wanneer die fotografie begin? ek love nog altyd fotografie. Ek het nog nooit geleer daarin nie. Ja. Maar ek doen dit nog altyd, jy weet, net as van. En toe begin ek met Nikon werk met die studio. Shout out Nikon. Love Nikon. En ja, toe begin ek net meer in die fotografie ingaan. Ja. En ek love Ellis Park. Dis my favorite stadion.
Ek was nog nie by almal nie. Ek was nog net by Loftus. Ja, okay, nou. En Dis 'n Loftus en tussen Loftus en Ellispark. Wat hy van Ellispark, die geweld, die misdaad. Die vibe is net. Ag, hoorie, laat ek jou sê. Ek hou van Ellispark, ek love dit al. Laat ek vir jou sê. Hulle het my broer try mug by Loftus. Toe ons laas daar was. Nog nooit. Ellispark would never. Ja, Ellispark sal nie. Ellispark het respek vir Johannesburgers. Okay, hulle maak jou nie op game day nie. Hulle kies ander dae. Dis great. Ek spot nou net, daar's crime oral, maar ek like net die vibe van Ellispark en ek het nou al baie gaan games kyk, Lions en so. So het ek letterlik hulle gebel en gesê. Al nie gebel nie, wie bel nog? Maar hulle ge-email. Hey, thanks vir jou e-mail. Ek staan nie belang in 'n date nie, maar kan ek graag ek het net 'n WhatsApp gestuur en gesê, "Hi, I'm in my photography era." Ja, ek het 'n Nikon. Ek het 'n Nikon. En hy kan autofocus. My goodness. En jy het 'n leen hulle vir my lens, Nikon. Oh, nice. Soos Ja, wat noem jy so 400 goed, 'n lang lens, ja. 'n Lang lens. ja, en dan Maar dink jy jy het 'n shot en dan sê jy kyk kan sit net die ou se voet. Ja. So, Nee, sportfotografie. En die MC gig by die wat is daar met die Springbokke? Die Springbokke se verjaarsdag of dit is so iets. O, ek was by Springbok die Museum. 95 World Cup reunion. O, dis Maar ek nie ge-MC nie, ek was maar net daar. Ja. Ek en my pa. Dit ek vir Leon Schuster ontmoet. Dit was 'n highlight van my Is lewe. it? What a legend. Legend. Het jy groot geword om Verseker. van 'n blackface jy jouself? Oopsie, too soon. Dis vir my so 'n Amerikaanse konsep. Is dit nie? Ja, totally. Soos eintlik being offended is Amerikaanse O, konsep. dis wat jy bedoel, ja. Nee, Ja, ek sê ek Trevor sal- nou het 'n great opinie gelewer oor dit. Hy was soos hy ervaar dit as Leon Schuster het soos undercover gegaan. Hy het gegaan, dit was nie blackface om soos te appropriate nie. spot Hy het soos nie. homself in 'n Ja. Indiër verander sodat hy by AWB rally kan opdaag om soos racism uit te kol. So hy ek het respek vir daai opinie. Ek love Leon. Ja, ek glo vas alles wat hy gedoen het gekom van 'n plek van unity en lag en Ja. happiness. En die ding is almal was 'n victim. Hy het gegaan vir almal. Die wit uit, die bruin uit, die swart uit, die Indiër. Niemand was veilig nie. Ja, nee, niemand praat sleg van Leon in my huis nie. Ja. Jy sal geaanvriend word. Maar dit was my so cool om hom en hy Ja. was so nice en hy het raad gegee en Ja. nee, dit was awesome. Well, nice. Exciting times. En by jou, wat jy alles mee besig? Ek het 'n paar liedjies opgeneem. Ek het soos vir myself gesê ek wil bietjie eintlik op 'n musiek maak, net oor ek's baie erg oor ek is nou 41. So ek is my lewe het bietjie geskuif nou soos wat bring vir my joy. So ek is soos elke dag is my 'n konstante besluit van wat is die goed waarvoor ek ja sê wat vir my vreugde bring. En musiek is nie meer dit nie. Dit is hoekom ek opgehou musiek maak het. Maar die live element ook. Dis moeite om te gaan ry Bloem toe en dan te speel en dan almal daar wil eintlik net ander musiek hoor as jou musiek. Versus sit by die huis chill met Lucinda en my dogtertjie. So ek het soos wat bring vir my meer joy is om by die huis te wees. Maar ek het nou 8 songs opgeneem. 8 van my eie liedjies wat ek cover in 'n klavier en net vocals en piano. So dis stripped down, super emosioneel, baie Louis Capaldi, ek hou van daai wêreld. Net vir myself om bietjie weer musiek uit te bring wat net daar kan lewe. Want musiek is een van daai goed, al hou jy nou op om te perform en so aan, kan jy, dis soos 'n onderwysgraad, jy kan altyd terugval op die ding. So ek kan nog altyd as ek 50, 60 is besluit, weet jy wat, kom ek pak bietjie weer die liedjies in, ek gaan travel. Hoeveel sing julle in die huis? Is daar baie musiek wat aangaan in julle Ons sing- huishouding? Op die oomblik heidaglik sing ons elke aand is Jan Pierewit op repeat, want ek en Lucinda sing dit vir Lyriek, dis al jam nou as hy soos in die bed lê. Jan Cute. Pierewit, nou 5 jaar reggie. Ja. Jan Pierewit. Maar ons weirdly enough is ons nie daai gesin wat soos staan op by die gitaar en dan bars ons uit in 'n chorus. Ek dink mense tog as daai persepsie omdat ek en Lucinda musikant is. Maar ons sal elke nou en dan ons het 'n keyboard wat ons net soos daai keyboards het mos seker knoppies wat jy demo druk en dan jam hy net. So Lyriek jam dit en ons sing en speel dan, maar ons het nie baie huiskonsertjies daar vir Lyriek nie. Dit moet verander nou. Jy met 'n verhoog insit. Ons moet en ons het vir haar goue instrument kry want jy weet wat hulle sê, koop vir jou kind 'n gitaar en hulle koop vir jou 'n strandhuis. Feite. Met die spoed. Nie in die ekonomie nie. Ja. Wel, hang maar waar jy sing. Dis daar's al musiek wat geld print afhangende van wat jy sing. Maar ek dink jy sou dit nou ding nie, honestly, Ja, want fair. ek sien baie mense baie kritiek oor die Afrikaanse musiekbedryf spesifiek. Luister ja, okay, wag, kom ek vra 2 vrae. 1, luister jy Afrikaanse musiek? Tweede vraag, wat se Afrikaanse musiek is jou gunsteling tipe staf?
Dis bietjie 'n moeilike vraag want not really, maar ek luister nie baie nuwe musiek nie. Okay, so as jy sê not really op die eerste vraag, wat is die rede vir hoekom jy nie baie Afrikaans luister nie? Is dit vir jou Ek lyn? luister Afrikaans, maar vir my kyk ek love musiek. Ek's nie 'n musikant nie, ek weet hoe die bedryf werk nie, net putting that out there, maar ek het 'n baie groot liefde vir musiek en ek consume my musiek nog in vinyl records, which is not a No way. Purist. it's not a cheap hobby. Ja. Let me tell you. So as ek gaan 'n plaat koop, dan moet dit al vir my 'n album wees wat ek kan deurluister. So Afrikaanse musiek en meeste van die moderne musiek sal ek luister op die radio as dit speel, ek sal saam sing en goed, maar ek gaan dit nie fisies gaan koop noodwendig nie. Ek's mal oor Wasserval. Amazing. Love die Een van Wasserval. die beste vocalists ooit. Soos love. Ja. En ek het toe het nog Wasserval voor dit net Dewald Wasserval was. Dus het hulle 2 albums gehad. Daai het ek gekoop, is intussen gesteel. maar ek het dit gehad. Ek love Chris Chameleon. Ja. Love Chris Chameleon. Het jy Boe geken? Ek love Boe. Daai dude is so voor sy tyd. Dit is insane. Amazing. Incredible. Hulle Boe het opgetree 2 weke terug. Ek het gesien hulle was in die Sam Kaap. Sossie. Hulle het Pretoria gespeel, Sam Sossie. Ek het dit gemis. Next Want ek sal love hom weer. Ek het 'n paar keer Boe Ek dink hulle begin meer speel. O, so jy het al, ja, dis Ja, 'n insane. paar keer. Dis insane. Is een van die beste shows. Om soos te sing soos Chris Chameleon en dan bys te speel terwyl hy so sing is insane. Ja, nee, love. En ek is mal oor Jan Blom. Ja. So ek het maar 'n minder commercial Ja. Maar daar het is tog smaak. commercial, ja. Ek meen wel dis nie soos nommer 1 hits nie, ek maar bedoel commercial in die sin van jy gaan dit op die radio hoor. ja, fair. Maar hoekom ek sê dit is nie 'n Afrikaanse probleem of 'n Afrikaanse ding nie. Dit is oral want een van my favourite huidige, wel nie huidig nie, hulle bestaan al lank, maar Alterbridge. Oh my word. And if you open your eyes. Daai song is incredible. Love. Blackbird. Ek ken Don't get me started. Is dit 'n cover song? Blackbird van ek ken Blackbird Nie Beatles. Beatles se Blackbird Wow. nie. Ek gaan vir jou speel. It's Maar gonna daai- change your life. And when you open your eyes. Ja, maar daai's commercial. Ja, dat was die eerste album. I know. Alterbridge, maar ek het Alterbridge Blackbird op vinyl. Daai hele album. Het jy hom geluister toe hy was? Ek het nie Alterbridge geluister nie, maar ek het Kings of Nee, maar hy het musiek om toer. Die vocalist. Miles Kennedy. Ja. Nee, ek het nie gekyk nie, maar ek het hom live gesien, Kings of Chaos. O, yes. So toe was dit Slash, Alterbridge, Glenn Hughes, een stage. Dis maar dan jy ou siel. Love, maar hoeveel keer hoor jy Alterbridge op die radio? Nooit. Maar daar's ook 'n verandering in musiekkultuur. So rockmusiek is nie nou tans meer so populêr nie. Waar sien jy maar toe straatligers begin het destyds. Toe was Afrikaans, kom ons praat oor Afrikaans rock, of kom ons praat oor musiek in general. Daar was 'n tyd wat rockbands die wêreldwyd charts gedomineer het. Nickelback, Linkin Park, Limp Bizkit, locally straatlik. Ons het nie reg radio sukses gehad nie, maar Foto na Dans, FL, Glaskas, Melktyd Kommissie, Klopjag. Daar was 'n tyd wat rockbands het gedomineer en dit was die flavor of the day. Almal het dit gelike. Jong mense. Ja, maar daar was net 'n swaaie kultuur. Met ander Ja. woorde, toe dit is maar net wêreldwyd was dit so. So nou as jy na die charts kyk, is so omtrent die enigste bands wat jy nog op 'n chart sal sien, sal 'n Coldplay wees of maybe 5 Seconds of Summer as dit super pop is. Linkin Park nie sommer nie, tensy die song baie commercial geproduce is, maar dis Foo Fighters sal ook nie eens meer hoor op radio nie. So dis net hoe kultuur verander het en dit gaan weer terugkom met ek glo op 'n punt is wat musiek weer dalk meer rockerig gaan raak, maar Ja, ek dink is niemand se skuld nie, ja. Phases ja, en dit wat gaan nou populêr altyd is, in, uit, country in, het uit. explode op 'n tyd. Toe's dit groot, want jy kan ook hoor in baie van die ouens, Post Malone doen nou country, Beyoncé doen country. En dis ouens wat glad nie begin het met haar styl nie. So Altyd as ek Post Malone hoor, dan dink ek aan cornflakes. Post Toasties. Ek weet nie hoekom nie. maar ja, so ek dink dis maar hoe kultuur net verander en jy moet maar adapt or die in 'n mate. Maar jy hoef nie te verander nie. Ek dink dis hoekom sekere bands hulle sound hou want jy hoef nie te verander. Ja, maar ook met die, ek meen as jy dink aan Glaskas of Straatligkinders of dit was ook soos daar sal een of twee songs wees wat almal ken. Maar dit is nie, ek dink dis ook 'n moderne ding in die sin van daar's nie meer album rollouts nie. Ja. Dit is nie meer van jy sit 'n body of work together en jy Ja. release daai body Definitief, of work nie. ja. So
Maar dis weer Dis baie moeiliker om 'n brand te bou dink ek. ja. Dis moeiliker en makliker om vandag as 'n musikant te begin. Makliker in die sin van jou foon rekord, flip 'n mooi video. So jy kan 'n music video skiep met jou foon. Om 'n liedjie op te neem apart nou van die AI gesprek, net om sagte ware vir jou rekenaar te hê, 'n decent mic te koop op Takealot en die sagte ware wat jy het om gitaar en dromme te program. Dit is goedkoper om 'n song daar uit te sit. Goedkoper en vinniger om 'n music video te skiep. So maar dan is dit makliker. Wat dit moeiliker maak is nou moet jy uitstaan. Nou moet jy die algoritme voer, nou moet jy dit boost. Nou moet die song op 'n sekere manier wees. As die song nie goed is nie, net plainweg goed is nie, gaan niks gebeur nie. As die song nie of stout is of 'n oulike catchy hook of gaan oor 'n sekere tema wat populêr is nie. So dis makliker en moeiliker, maar ek dink die kultuur weer en as ek kan praat oor musiekkultuur. Om 'n album uit te bring is ongelooflik duur. Die algoritme maak nie sin nie, die streaming sites, want nou bring ek 10 liedjies uit. Dit kos R20,000 per liedjie. Nou blaas ek R200,000 op 10 songs. En daar is nog puriste wat luister soos jy wat groot is op 'n album en daar's 'n vloei van 'n storie of 'n ding, maar van 'n besigheidspoint of view maak dit nie sin om R200,000 te drop nie. Jy maak nie as daai geld terug op jou streams nie. Maar versus doen een goeie song, een goeie video elke 3 maande. Want jy het anyway die catalog van kom ons sê jy trek nou op jou 5de album. Op elke album is daar 2-3 songs wat groot gegaan het. Nou het jy anyway daai catalog wat mense live wil hoor. Jy weet hoe voel dit as jy by jou favorite show is en dan doen hulle nie 'n liedjie wat jy soek nie. Ja. So dan maak dit nog minder sin om elke keer nuwe 10 songs te drop. Waar die kultuur destyds was met CD's. As jy net daai een liedjie wil hê, moet jy die CD koop. Ja. En jy wil track 7 hê, maar jy moet betaal vir track vir al die ander 10 liedjies wat great was vir sales. Want nou is dit net soos singles, vinniger, get it out, quick out. Ons luister ook vinniger, ons raak gouer gat vol. So dis net wêreldkultuur wat verander. Ja, verseker en ek dink dit is moeilik vir kunstenaars want jy moet adjust. Dis soos nou met die AI gesprek ook, jy moet adjust. Jy kan nie skop teen die inevitable nie. Ja. Maar ek voel baie musiek internasionaal. Baie musiek word nou gemaak vir TikTok sukses. Ja, daai 15 sekondes. En dan is dit daai 15 sekondes wat jy heeltyd op TikTok hoor en dan gaan kyk jy 'n song en die song eintlik kak. Ja. Dis net ja. baie stukkie wat goed is. Ja. Maar in die sin van wat viral gaan. In Afrikaans sal dit nou wees oor rugby of braai of jy weet daai tipe ding. Ek dink dis populêr vir 'n rede en mens moet vra ek dink die mens moet neerkyk op dit. Soos ek dink baie mense kyk neer op dit. Maar hoekom is dit suksesvol? Ek dink altyd aan Robbie Wessels. Ek is mal oor Robbie Wessels. Ja. En Incredible hy storyverteller. het die naaste manier van stories vertel en die diepste lirieke. Dis nie wat verkoop nie. Ja. Supply and demand. Ek kan nie kunstenaars kwaliek neem nie en ek dink ook internasionaal jy's half 'n in die masjien van die studio en die studio wil net geld maak. Hulle worry nie oor jou vision nie. Ja. En jy moet uitbring wat geld maak. So ek dink dis maar selfs met die AI, jy moet inpas en jy moet jou rekeninge betaal. Ek dink dit is gevaarlik en ek was baie ek het dit al baie gesê. Ek was baie arrogant toe ek jonger was as 'n musikant. Ek was baie lelik teenoor popkunstenaars. My viewpoint, ek het nog eendag so flippend lelike rubriek geskryf op Net 24 en Jackie Lou getune oor sy musiek. En dit was dom en simpel en ek boer so spyt daaroor en ek het al jammer gesê en ek het al hom gesê sy goed is eintlik incredible. Maar ek was jonk en my views was simpel want ek het gedink net my musiek is cool, net rock musiek is cool, al die ander pop goed is nonsens en dit is 'n super gevaarlike plek. Jy moet alternatief wees om cool te wees. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees as jy dink net hierdie is goed. So daaroor het jy Lorika Raag se liedjie gehoor, Huis hierdie jaar. So gaan check dit bietjie, ongelooflike mooi song. So of kom ons vat Toe vind ek jou en kom ons vat Hop op Spinnekop. Dit raak gevaarlik as mens gaan net die een is goed, net die een is kuns, net die een is dat, want musiek het verskillende rolle. Jy kry musiek wat gemaak is vir mense wat deur breakups gaan en sad goed en begrafnisse en memories met jou man of vrou. Dan's daar musiek wat jy op 'n Vrydag aand wil aansit wat jy wil vergeet van die shitty week. En dit is wat musiek se doel is. So nie een is beter as die ander en verdien meer 'n stem nie. En dit is waar ek 'n fout gemaak het toe ek jonger was en 'n klein punk ass was. En jy kan luister wat jy wil. Jy kan jou vrye wil gebruik en skiep as jy nie van 'n liedjie hou nie. En dis my argument wat hoekom ek voel soos want baie kunstenaars voel so 'n bietjie threatened deur AI. Maar jy as luisteraar, mense het die capacity om meer as een ding te like. Ek kan 'n stukkie Jakkals vibe luister en direk daarna oorskop
na Frans van Cooke of Spoegwolf of Apple of wat ook al en dan later weer terugkom na whatever. Jy kan meer as een ding like. Ek dink die AI ouens, dit is nie so maklik om 'n musikant te wees nie. Net omdat jy nou 'n prompt ingetik het en jy het 'n treffer, beteken jy het 'n loopbaan nie. Dit is inteendeel the opposite. Jy gaan net 'n musiekloopbaan hê as jy gaan toer, jou musiek perform. Dis eerstens waar die geld lê. En dit is ook wat mense na hunker. Mense soek 'n live show. Hoekom betrek 'n artist like Ed Sheeran of whoever 80,000 mense by 'n stadion? Want jy soek 'n live show. Maar ek voel asof daai ook in 'n ander rigting beweeg. Want nie Live almal shows. is 'n Ed Sheeran of 'n Taylor Swift Ja. of 'n wat ook al nie. En by the way, op daai subject, daar's baie min kunstenaars soos Taylor Swift wat kan besluit ek maak 'n album nou wat ek weet het geen hits op wat op die radio gaan wees nie. Hierdie is 'n creative Exactly. projek. Maar sy het so Daai baie is 'n followers. privilege wat Ja, min mense het. Ja. Jy moet half maak wat gaan werk. Maar met live shows, ek dink en dit is ook nou maar net hoe dinge is, maar feeste het so opgetel dat dit individuele live shows bietjie kill. Want hoekom gaan iemand R200 betaal om een uit te sien as hulle kan R200 betaal by 'n fees om klomp mense te gaan sien? Ja, fair, jy kry min. Ag, daar's hier nog mense wat soos 'n Atterbury uitboek wat sê net maar gaan, dis net ek vanaand en ek vertel my stories. Ek dink dis maar ek probeer dink of dit nou duur is of so, want om 'n teater te boek kos ook wat amper R20,000. baie duur, Nou moet jy hoop en bid vir kan kom mense om die geld terug te maak. Waar feeste is dit is baie meer bankable want 'n skool hou 'n fees, daar's 'n rugbyveld. Almal kry hulle geldjie, skool maak geld, so Maar is ook net dieselfde 10 of so ja. mense wat jy by elke fees sien. Ja. Ek en Janie het gechat oor Nice, feeste en ja. so. Jy sien altyd dieselfde mense. Ja. So dis moeilik om in die bedryf dink ek in te kom. 100%. En Dis flip, dit is Sammy om in te kom en om op daai vlak te operate as jy nie 'n label het nie, is ongelooflik moeilik. Dit is seriously ongelooflik moeilik. En dan as jy 'n label het, dan gee dit ook jou bietjie En 'n label minder, ja, authority oor jou eie. ja, en hulle vat 'n moose chunk van jou musiek. Wat ek verstaan, dit is 'n musiek, dis 'n besigheid. So as 'n label R50,000 in jou inpomp, wil hulle Yes. 150 uitmaak en jy moet net maar scraps kry along the way. Maar dit om daar bo te bly en om heeltyd daai level van te handhaaf is 'n skill op sy eie. En dis hoekom ek dink maar net die ouens wat ek voel maar net die kunstenaars wat so established is, dink ek hoef nie so bang te wees vir AI nie. Jy gaan altyd veilig wees. Jy is moeë goed in jou eie reg. Jy het 'n following. Mense kan die ironie van die musiekbedryf is dit behoort nie aan ons as kunstenaars, dit behoort aan die luisteraars. So die luisteraars moet eintlik sê wat mag en mag nie want hulle betaal ons salarisse. Hulle besluit. Dit is hoekom so daar's nou 2 AI songs wat chart. Een is 'n Jakkals Vibe liedjie en die ander een is Bliksemstraat. Nou daai 2 chart net omdat die mense dit luister. Vir geen ander rede nie. Jy kan nie die boeke koop nie. Jy kan nie Spotify rig nie. Dit gebeur want Jan Alleman gaan, "Oh my word, dit is nice. Stuur dit vir jou. Jy like dit. Jy stuur dit vir nog iemand." Dit is hoe die charts werk. So, maar Ek dink as ook mense wat wil sien, kom ons kyk. Maybe. Dit is interessant om te sien. Ja, maar onthou nou die mense curate ook charts. So Marula Media, dit is waarop jy goed nou charts. So Marula Media curate ook goed. Want Marula Media sal nie 'n song laat speel wat soos seker wat boere baie vloek of so seks is of so nie. So hulle die goed word gecurate. Maar my punt is maar net die publiek is die ouens wat ons salaris betaal en hulle is die ouens wat kan besluit, weet jy wat, jy of nee. Maar die ander argument is sekere musiek het so perfek begin raak. Ek praat van mensgemaakte musiek. Het so perfek begin raak dat jy kan nie die verskil hoor tussen dit en AI nie. So maybe is dit die issue. Mense hunker meer na die waar is die menslikheid in musiek. So kom ons gaan soek iets anders, verstaan jy? Want dit is so ge-auto-tune. Dit is so perfek. Jy hoor nie meer die ongeluk die fout wat die gitaar maak of jy hoor dit nie. Dit is so gepolished dat dit soos 'n rekenaar klink. As ek sê, "Maar wat is die issue met AI as die liedjie wat opgeneem is net so perfek is?" Want dit kan nie perfek wees nie. Ons is nie perfekte mense nie. Die probleem is net en dis goed, ek is so bly jy die conversation oopgemaak in daai post, want ek dink een van die groot probleme is mense is bang om te praat daaroor. Veral oor see is dit 'n baie groot ding waar mense geshame word as hulle AI gebruik en dan gaan hulle nie admit dat hulle dit gebruik nie en dan is dit net 'n vicious cycle en is iets niets wat oor moet gepraat word en dis al die mense op 'n punt gaan kom. Om uit te figure wat's reg en verkeerd, waar trek mens die lyn? Dis die probleem, soos hoe weet mense, want
met die begin van OpenAI en wat ook al het die eienaars en die ryk mense gesê, nee man, AI gaan die werke vat wat ons in anyway nie wil doen nie en dit gaan jou kans gee om jou droom uit te leef. Dit gaan eers jou en jou drome se werk vat. Dit gaan jou in jou slaap vermoor. En ek sien hierdie punt en ek verstaan dit want iemand sal sê, "Jo, weet jy, dit was voorheen vir my onmoontlik om 'n sang uit te bring want dit is so duur. Nou hoef ek nie meer daai geld te betaal nie. Ek kan die elemente wat ek hier kan doen, kan ek AI gebruik. En dit is nou accessible tot meer mense, which fair point. Maar dis dieselfde soos as jy nou sê in plaas van dat ek 'n copywriter gaan hier om my te help research doen en skrip skryf vir YouTube. Ek kan dit nog nie bekostig nie. Ek gaan AI gebruik tot ek 'n mens kan bekostig. Jy gaan nooit 'n mens betaal as jy dit verniet kan kry nie. Ja. So dit is waar 'n bietjie van die issue inkom. En dit is nie asof mense dit kan stop nie. Ja. Maar, en ek sê nie, mens moet sukkel vir jare en jare om dit te maak, anders is jy nie hoog. Ja, Dis wat ek sê nie. Baie waar. Maar, dit is wat ek dink, jou sukkel om iets geleer te kry, is deel van die proses. 100%. Dis wat Appel gesê het in sy rubriek, is dit, want sy dogtertjie dink ek leer nou gitaar of iets. En dit is baie waar. Daar's die groot deel van groei as 'n mens en 'n musikant in hierdie geval, is die feit dat jy niks weet van 'n gitaar of dan begin jy leer, dan begin jy jou eerste liedjie uitfigure. Hoor, dan begin jy jou eie gediggie bysit. Daai stuk groei is daarso en ek glo daai mense gaan nog bestaan. Die AI gaan nie vir jou 'n beroep gee nie. Dit gaan vir jou 'n treffer of 5 gee, maar 'n treffer of 5 gaan jou nie sustain nie. Jy gaan nie jou kinders deur waar jy kan sit nie. Jy gaan nie jou lewe kan, jy gaan nie 'n job kan quit op AI musiek nie. Jy gaan nie kan nie. Dit betaal streaming sites betaal way te min. So dis hoekom ek dink dit gaan nie 'n threat wees nie. Jy gaan nog steeds die mense hê wat puriste is wat gaan ek wil leer gitaar speel want ek wil musiek skryf en ek wil daai sal nooit weg gaan nie, maar ek dink 'n ander uitdaging is soos hoe baie musiek klink al reeds soos oorseese musiek. So daar's klomp songs wat jy nou kan vat in Afrikaans en gaan, hierdie klink nogals baie soos daai band of daai country artist. So die AI want die issue met AI op die oomblik is mense sê en dis waar die hofsaake gaan is dat dit steel by ander bands. Maar dit gryp, daar's ook net soveel chord progressions, dit is die Ed Sheeran hofsaak met daai Marvin Gaye liedjie, daar's net soveel chord progressions, daar's net soveel Goed gaan soos ander goed klink. Ja, exactly. Maar wat gebeur met die menslike element is en dit hoor jy in Afrikaans baie. Soveel songs gaan jy, dit klink flippend baie soos hierdie liedjie wat in Engels is of wat ek al. So omdat ons as mense die model create het van om te vat by jou influences. Ek steel nie, ek is soos ek love hierdie Blink-182 liedjie. Ek wil ook 'n band hê wat soos Blink klink. Ek gaan nie all the small things ek akkorde gebruik nie, maar ek gaan een van die akkorde verander laat dit naby is en is steeds catchy. So omdat ons dit as mense eers gedoen het, dan natuurlik gaan die AI dit doen, want ons skep AI, verstaan jy? Maar dink jy nie daar's 'n verskil tussen influence en sampling byvoorbeeld nie? Ja. So dit is soos as jy nou gaan vir AI vra, skep vir my 'n painting in die styl van Vincent van Gogh. Niemand so goed lyk presies soos Vincent van Gogh nie. Daar's baie mense wat hy al geïnfluence het. Maar in die moderne wêreld sal dit nou beteken dat die actual kunstenaars, nou nie mense wat al jare terug dood is nie, maar actual kunstenaars gaan nie meer betaal word nie, want jy kan net AI vra om iets te maak wat so sy werk lyk. Ja. So ek dink net IP law gaan moet vinnig opvang. Ja. En ek weet nie, ek sal nou met Christian praat bietjie oor IP Stein, shout out. IP Stein. Okay, bye. Trademark. Ek gaan bietjie met hom praat oor hoe dit hier werk, maar ek weet in Amerika byvoorbeeld, as jy 'n song uitbring, net die dele wat jy create het, kan jy copyright. No way. So as die gitaar byvoorbeeld in die song AI is, kan die gitaar element nie gecopyright word. Ja, dis cool. So dis vir my cool, dit darm, jy weet, protect dit almal. Ja. Want wat ook nou 'n probleem is vir in die kunswêreld is mense charge nou authors om hulle boek cover te design. En dan kom dit uit hulle het AI gebruik. Wow. So dink jy iemand wat sê nou maar olieverf, oil painting doen wat hom 7 weke vat en iemand wat 'n AI oil painting create. Dink jy daai twee werke is dieselfde werd?
monetarily. Nee, ek sê nie so sê nie. Ja. Dis alhoekom ek dink dit moet full disclosure wees. Ja, 100%. Sonder ek dink mense moet ophou mense jy weet shame daaroor. Soos as iemand uitkom en sê ek is 'n AI kunstenaar, Ja. you do you, maar dan kan die consumer self besluit of hulle dit wil support. Exactly. Ja. Dis net As jy dit nie like nie, kan jy mos aangaan. Maar dit is so as mens 'n paar tree terugvat, Canva. So toe Canva op die scene kom, toe is dit as jy Canva fan. Ek love Canva tot recently wat hulle heeltyd sê, "Hi, I'm your AI. Can I help you design?" Ja, ons is nou in ons AI era op hierdie aard. maar dit wat toe gebeur het, toe is dit die hele designers. Dis al die designers in die wêreld O, nou nog. wat gaan Purists. ja, maar fair is, wat is soos jy het 4 jaar geswat om 'n graphic designer te wees. Jy het jou niche uitgefigure wat my vibe is. En nou prompt jy net in daai ding en jy gaan, soek vir my wat ek al die template is en daar het jy duisende. So ongelukkig met elke en ongelukkig ek was ook al 'n victim van hierdie met video editing en so aan en met ads en so aan. Ongelukkig met elke verandering van 'n industrie en 'n revolusie in 'n mate is daar victims. Is daar ouens wat dis toe vinyls wegval en CD's kom of tapes, sorry. Tapes wegval, vinyls, tapes, CD streaming. Daar's altyd terug vinyl. Daar's altyd terug na musiek ingeplant in ons brein. So daar's altyd ongelukkige victim. En Canva, maar so die vraag is eintlik hoe baie designers het werk verloor van Canva begin het en of het dit eintlik nie so groot impak gemaak in die wêreld nie, want dit is dieselfde tipping point waar ons nou is met AI en musiek is soos daai hele designer graphic wêreld. AI, ek meen vir ouens ek wat glad nie kan design nie, kan nou 'n decent pitch deck aan mekaar slaan vir 'n movie wegstuur en dit lyk incredible en dit kon ek nooit voorheen moes jy iemand betaal om dit te doen. So ongelukkig die sad reality van enige verandering in 'n bedryf en 'n revolusie in 'n industriële wêreld is was ongelukkige victims. Maar jy ek dink met Canva, stop dit. AI sal nie my stem kan namaak nie. Ja, yes, make it sound like Sammy Hall. Ja. Soon now. I don't know that person. Ja, Impossible. is that. Your stem is beautiful. Stop it. Almal komplimenteer my. Compliment me in the comment section. Met Canva spesifiek dink ek kan sê nie almal kan Canva gebruik nie. Ek is in die proses om my pa te probeer Canva leer. Ja. Thoughts and prayers. Maar ook nie alle Canva designs is dieselfde nie. Mense kan amazing goed design op Canva wat jy nog steeds moet 'n creative mind hê en weet hoe alles werk. Ja. Ook net as mense nie weet nie, jy lisensie goed op Canva, maar jy kan nie byvoorbeeld 'n boekcover design op Canva en dit op Amazon sit nie. Ja, nie geweet nie. Ja, want jy besit nie daai goed nie, jy lisensie dit net. There we go. So Dis interessant. die wette Ja, raak beter. moet net saam met tegnologie groei. Dan het ek nie 'n probleem met die tegnologie nie. Die groot ding is net, nou ek sê dit as iemand wat bietjie van 'n ADHD gevalletjie is, nê. Ek het nou die dag 'n video gemaak wat Is jy op sê medikasie? ons het daaroor gepraat by Konserte? ek is op Newcon. Ken dit nie. Dis 'n generiek van Concerta. Ek het die konserte ook nie. Ek weet nie wat ek het nie, maar ek het die konserte. Ja, nee. Nee, is dit Concerta? Die ADHD medikasie. Dis ene, want dis maar die mees kommersiële ene. Ritalin, I don't know, maar whatever, not the point. Dit werk great. Die paradonsica. Die paradonse rondspring. Ek was betyds by die werk, ek is 'n member of society, maar ek het nou die dag 'n video gemaak wat sê ek wil soveel goed doen, ek is geïnteresseerd in verskriklik baie goed. Soos ek wil leer klavier speel byvoorbeeld. Ek wil kan realistiese portrets teken, want ek love kuns, maar daai element die realisties teken is ek nog nie so goed mee nie. Maar ek wil nie vir dae en ure en maande sirkels teken met shading. Boring. Ek wil nie scaling doen nie, dit lyk boring. Ek wil net 'n song speel. En oor ek so geïnteresseerd is in so baie goed, wil ek altyd iets nuuts try. So baie mense sal sê jy kan nou jou interests bietjie explore met AI en so. En alles dit is fair enough, maar die groot ding is deel van
wat ons aanleer in skool, soos byvoorbeeld as jy speeches skryf. Wat ook voor AI al het mense op Facebook adverteer, ek kan jou kind se speech skryf. Of notas op universiteit, kan ek notas vir jou fotosateer. Maar die topic, skryf vir my 'n opstel oor die kleur groen. Dit help jou niks in jou lewe in terme van wat jy nou weet van daai topic nie. Dit help jou om te leer hoe om te leer. Ja. Hoe om research te doen, hoe om 'n thought bymekaar te sit. En dit is baie maklik om lui te raak. Ja. En ewen vir ons wat nou al daai goed geleer het, kan nou sê, ek kan mos my AI gebruik om my e-mail vir my te skryf. Maar na 'n paar weke is die internet af of iets crash, en sê van hoe het ek nou weer... Ja. So imagine as jy van skooltyd af met dit geleer word. Jy gaan nie meer weet hoe om te leer nie, hoe om te problem solve nie, hoe om iets in jou kop uit te werk nie. Ja. En toe sien ek ook op een van die AI gesprekke komment iemand en sê, nee, sy dink AI is amazing. Dit het haar gehelp om all A's te kry in nursing school. Ja. Nou sê ek van, Ja. okay, Ja. so in 5 jaar in die jaar, ChatGPT, Ja, hoe sit ek 'n naald in? a guy came in with a gunshot wound. Ja. What should I do? Ja. Ja. That's scary. Nee, exactly. Dis waar ek dink, dis waar dit triekie gaan raak is. En elke bedryf gaan almal hekwagters moet wees wat kan of seker maak die ouens hulle staf ken hulle staf en dit is soos deur waarsty gesit met klomp ChatGPT. Maar hoe gaan dit gepolice word? Ek I don't dink dit know. gaan te vinnig beweeg vir ons om te kan bybly. Ja, Is of dit my gaan crash. vrees. Of dit gaan net crash. Hulle sit so baie geld daarin, ek weet nie of hulle gaan toelaat dat dit crash nie. I know, maar daarom bly ons in Afrika als gebeur stadiger hier. So Ek ons sê gaan ek eers is bang dat robots gaan oorneem nie. Ons nie krag nie. Dis wat hulle en eers. jy bly in Kempton. Robots gaan soos gaan. Ja. Nope, ons gaan nie Kempton toe nie. Not in Kempton is this lieflik. house. Our Tambo, Lughaven shout out. Nee, ek dink ek weet nie. Ek dink ek is maar net my persoonlikheid neig altyd na soos die underdogs. En wat die AI goed in musiek net vir my excite is, daar's regtig kids daar buite en ouer mense wat incredible skrywers is. As ek dit net kan break down tot die lyrics. En wat nou 'n manier het om gehoor te kan word. Dis hoekom ek sê, nie almal wil 'n beroep hê nie. Daar's mense, so die interessante ding van die mense wat by my DM na hierdie gesprek. Dis 'n oom, hy's soos in sy 60s, hy's 'n boer in die middel van nêrens. En hy gebruik Suno is die AI app wat die musiek skryf, om briewe nou vir sy kids te maak. Hy release dit nie. Hy skryf hierdie mooi briewe, hy toon sê dit moer so mooi klavier sit en dan stuur hy dit vir sy kids. En dis is so 'n mooi gesture, dis so iets anders, dis so uniek. So nie almal het hierdie behoefte om voltyds 'n musikante te raak nie, maar daar is skrywers daar buite wat nie gelink word met labels nie, want dit is moeilik om 'n plaat. As jy vir Universal of Koleskies mail, hy is 'n liedjie skrywer. Hulle kry hordes van hy goed op dag. So die gap is eintlik daar. Hoe connect jy hierdie skrywers by die industrie? En dit is waar ek dink Jakkals Vibes en hierdie ou goed is 'n goeie manier om gehoor te word, want wat eintlik moet gebeur is Jakkals Vibes musiek moet goed doen. Maar Jakkals Vibes, ek weet nie wat jou naam is nie, sorry. Maar Jakkals Vibes moet dan connect word met Select. En Select moet gaan, toe jy's 'n incredible lyric writer. Kom skryf vir ons iets vir Bobby. Kom skryf ons iets vir Brendan of whoever, verstaan jy? Ja, want dit is wat my ons is, die skrywers. As mens daai gesprekke het en die industrie kom by, dit is vir my amazing. En ek dink enigiemand het 'n issue as jy dit gebruik vir personal use of wat ook al nie. My issue is as jy nou byvoorbeeld 'n bookcover design en jy charge wat die persoon sou charge wat dit met die hand gedoen het. Ja. Ek dink nie Ja. dit moet disclose word. Is my enigste soos Ja, dit is firm stance. Ja, maar ek dink dit begin gebeur. Dit is hoekom Marula Media en Jacaranda weet dat dit AI want ek dink daai Jakkals Vibes dude was op Jacaranda of iets. En Marula Media en rapport en so aan. So dit moet gedisclose word want jy kan hoor is AI met die begin. Jy kan maar net hoor. Daar's maar nog 'n quality verskil. So ver ek verstaan is die ouens wat mainstream music daar uit het wat AI is. Sê dit en is eerlik daaroor en ek stem saam met jou. Ek dink moenie kom en try fake dat jy al self gedoen het as dit nie die waarheid is nie. Ja. Mense sal meer oop wees as jy eerlik is van die begin af. Dit is die Steve Hofmeyr Joos van 'n Westhuizen verskil van wat gebeur het way back. So Steve het 'n paar affairs gehad, maar Steve was van die begin af, ja, ek het 'n fout gemaak.
ek is skuldig, boom. En dan haal dit die angel uit vir mense om jou om modder te gooi. Waar Joost het aangehou gaan, dit was nie ek nie, dit was iemand anders. En vir so lank, toe's Mike Bolhuis betrokke, vir so lank word gedrag en moes hy beklei. Waar ek beloof as hy gegaan het, weet jy wat, dit was ek het droog gemaak. Oeps. Is die storie verby oor 2 It just dae. jumped inside of me. Ja, dis is het jy die Hannah ding gevolg nou. Ek het bietjie iets van dit gesien. Ja. Maar dit laat my dadelik dink aan Prins Albert. Ja, Um it's terrible. was ja, Huge ek kan nie eens sweet nie. Sammy is a huge fan van Prins Albert. Sammy het 'n poster buite van Prins Albert. God se bietjie. Jy is so groot op die royals. Nee, weet jy. Jy is tyd vir 'n stukkie. Weet jy wat, nee. Maar Dis hy jou favourite prins? Wie? Prins Albert. Nee. Prins Andrew. Wag, wat? Van wie is Prins Albert? Van wat praat ons nou? Ons praat van Andrew. Se- Sorry, se- het ek gesê Albert? Nee, hy het gesê ons praat van Prins Andrew, Ons praat die van dodgy, Prins Andrew wat nie kan sweet nie, so dit was nie hy nie. die dodgy prins. Ja. Wat nou gefire, wat die hy een? het gaan Ja, die een wat nou gefire is van Prins wees af. Die een wat nooit gaan tronk toe gaan nie, maar hy moet tronk toe gaan. Hy moet tronk toe gaan. Ja. Gaan sweet nie tronk, Andrew. Wat is sweding? Ek het dit gemis. So hy was mos in 'n foto, ek is 'n groot conspiracy theorist O, by the met way. Epstein. Maar met die Epstein ding is hy mos in die foto's met hierdie meisie wat 17 is en sy het hom O, aangegee. ek het daai foto gesien. En toe sy hom aangegee het, toe sê sy okay, is nou baie heavy, maar praat sy van die experience en hoe terrible dit was en sy sal nooit vergeet hoe hy gesweet het en wat nie. Toe kom hy uit met 'n statement. 'n Prins, ex-prins. Nee, sien, sy kan nie waarheid praat nie want ek het 'n kondisie wat maak dat ek dat ek nie kan sweet nie. My word. Hierdie ouens is die worst. Ag, Dit is awful. ridiculous. En die mense val Awful. vir dit, die mense val, well, maybe val Niemand mense val vir vir dit nie. Is jy Ja, groot op conspiracies? ek's 'n groot conspiracy Het theorist. jy die conspiracies gevolg rondom die Charlie Kirk goed? Of nie? Ek avoid dit want dit is my net 'n sad situation. Ja. Ek dink weet jy wat, Amerika moet bykom in die lewe. Amerika se Ek weet ek piek baie op Amerika vandag, altyd. Dis okay, Maar- jou kameras is van Japan af. Ja, Of ek weet nie van waar kom Nikon. ek dink dit is Japan. Ja. I don't know. Maar ek is ook stout vir 'n stukkie conspiracy. Hier's 'n vraag. Ek- Is die aarde plat of rond? Wel, hy Vandag. skak either way. Wat is die aarde vandag? Vierkant. Ja, is net vir my interessant. Ek glo nie alles nie, maar definitief glo ek dat daar mense in charge. Ons weet nie eens half van die goed wat aangaan daarbo nie. Ja. Daar mense met hulle stories en goeders. En hoekom ek nou sê ek's 'n conspiracy theorist is want 'n ou wat vir OpenAI gewerk het, hy het nou bedank en hy praat nou uit. 'n scientist wat deel was van die creation van ChatGPT. Wow. Dus sê hy teen 2030 gaan alle werke wat ons vandag het replace word deur AI. Daar's 'n paar goed wat ek vir jou nou kan sê gaan nie verplaas word nie, maar gaan aan. Ja, wat laaste gaan replace word is Ja. goed soos plammers. Loodgieters. Ek wil nou net sê loodgieters gaan geld print. Ja, dit was eers nee, jy moet gaan coding swat. Ingenieurswese. Nou is daar nie meer use vir 'n coder nie. Die komputer doen dit. Dit alles kom full circle terug na nee. Wees 'n plammer. Maak oop 'n plumbing besigheid. Is jy dit is ek en dit was gepraat oor is jy gelowige mens? Gaan jy kerk toe? Wow. Blou rokke. Jy? Ek voel of ek Nee, ek kan nie onthou of ons gepraat nie, maar ek love it. It's soos spiritual. Ek gaan die kerk toe nie. My background, ek was 'n jeugwerker in Potchefstroom kerk. So my background is daai wêreld. Ek gaan net die kerk, ek net trou ding, ek gaan nie die kerk toe nie. Dis meer soos 'n ek sê van daai mense. Ek sê van daai mense wat soos ek nie so seer gekry in die kerk nie. Dis nie dit nie. Dis maar meer net soos waar ek wat spiritualiteit vir my is en waar ek my voeding vandaan kry is nie by daai model nie. Ek hou van podcasts en om te gaan stap in die park en soos die konsep van gebed en om geestelik te groei. Die model van 'n kerk setup van een ou wat voor staan en praat en dis sy interpretasie van 'n boek is net nie my manier hoe ek soos connect met sin met God nie. So dis eintlik my main thing, maar ek is 'n groot fan van spiritualiteit en ek dink ons almal is. Ek het so 'n interessante ding gehoor laasweek. Ons almal is eintlik 'n bietjie van ateïs, meaning jy glo nie sê net maar in Islam
of in boeddhisme of wat ek al nie. So dit beteken jy is eintlik 'n ateïst tot daai geloof. Waar mense wat nie in Christendom glo nie, is 'n ateïst. So daar's eintlik ons almal net 'n klein bietjie ateïsme in ons wat dit cool maak. En ek's baie oop oor my geloof. Ek force dit nie op mense nie. Almal moet hulle eie way vind. Maar ek dink dat die loss in religion is deel van die rede hoekom die wêreld so uitmekaar uitval. Nie noodwendig dat almal moet glo wat ek glo nie, maar in die sin van community, ons verloor community. En veral met lockdown, soos mense het baie selfbewus geraak, want jy het net probeer survive. En dit is vir my wat ek vind by die kerk, want dit is 'n community. En soos jy sê, soos die persoon praat daar voor sy interpretation, maar wat vir my nice is van ons kerk is almal praat saam, ons chat, ons vra. Ja, community. Ek sien die worship groep en fotografie team by die kerk. Nice. So dit is wanneer vir my is worship wanneer ek die meeste aanklank vind of waar ek die meeste geraak word is deur worship. Nice. So is vir almal anders, soos vir my pa, hy wil nie sing in die kerkie. Hy's van ek wil net hoor wat die dominee sê. Ja. Hy wil nie. Dis great, daar's nie reg of verkeerd nie. Ja, Almal het so hulle eie, almal het hulle eie way, maar ek dink vir my is dit die kerk toe gaan Sondag en connect. Dit is vir my half al wanneer ek connect met mense. Ja. Want ek's baie Ja, jou beroep is hierdie. ja, en ek is maar 'n introvert. Ja. Mense sal nie altyd so sê nie, maar ek gaan nie uit nie, ek ontmoet nie met mense nie, ek gaan nie op dates nie. Ek gaan huis toe, ek kom studio toe, ek is hier heeldag alleen. Dit is my sirkel word baie klein. En as ek die keuse het van, gaan ek Saterdag aand uitgaan of gaan ek lê? Exactly. Ek gaan lê. Ja. So dit is vir my baie maklik om in 'n gat te beland van kluisenaar. Dit is vir my maklik om daar. Ja. So om Sondag kerk toe te gaan, te chat, ons almal lag bietjie, ons partykeer braai ons. Ja. Ja, braai. is community. Drive braai. Community is what it is. Drive braai is 'n lekker tema vir 'n kerkbraai. Hoorie, hierdie is nou so opposite van kerktalk, maar daai laat my nou dink aan iemand het 'n verjaarsdagparty gehou en die tema was huur of boer. Klassiek. So jy moes aantrek soos 'n huur of 'n boer. Dat was baie fun. Dis klassiek. It was a great theme. Jy was 'n boer. Ek was 'n boer. Nice. Ek was 'n Sien. mix. Christenboer. 'n muur. Dis wat jy gedoen. Ek was 'n muur, ja, ek was Nice. 'n mix tussen 'n muur en 'n huur. Ek kan nog eens dink as daar een ding is, maar dis eintlik 'n skets wat ek wil skiet nog. Is boer. Nie vir die mense die jou skietideas gee nie. Ek gaan dit sê want dan my moet ek dit sê, nou doen niemand dit. Dis wat ek vir jou sê. Damn it. Keep your ideas close. Ek sal dit hou en dit doen. Moet dit ook nie op ChatGPT sit Moet dit nie, wees, want ja. volgende week Kom dit gee op. jy dit vir iemand wat vra, give me video Dis ideas. baie waar. Wat iemand gesê het, hierdie is nou 'n professor wat gepraat het oor AI en hoe hy dit sien, hoe hy die impak op sy studente sien. Hy sê, weet jy wat is jy besig om te doen? Jy is besig om 'n komputer AI module te leer hoe om jou werk te doen, sodat jy obsolet raak. O, flip. Sodat jy by die see kan sit. Met watter geld? Wie gaan jou Die betaal? AI bring die geld in. Die AI bring die geld in vir wie? Vir jou. Vir OpenAI gaan hulle Nee. vir ons 'n geldjie gee. Nee, vir jou. Dis hoe musiek werk. Jy skryf 'n liedjie, jy laai hom op. Ek sit by die see, daai ding kry streams. Daai geld kom in. Hoeveel geld maak mense uit streaming uit? Sammy, dit is Fokol. shocking. Ek het nou 'n payout gekry. So ek is nie ek het nog Wat is dit 30 sent of Nee, iets? dis minder. Dis is Minder. 0.1 sent, Amerikaanse sent. Maar wag, so ek het nog nie een liedjie. Ek sal 20 jaar in die music scene. Nog nie een van my songs het 'n miljoen streams. Nee. Maybe ek accumulated tussen soos Apple en so aan, maar my meeste een trek by 800,000. En toe kry ek 'n payout want ek het soos vergeet van die ding ook. So as jy nie op bly nie, dan vergeet jy ook. Toe kry ek so R30,000. Dis ek soos R30,000 vir 800,000 streams. Daai om my liedjie op te neem, music weer te maak per jaar is R50,000. En hoe lank is hy al daar? Hy is al soos 3 jaar daar. Maar nou maar my punt is net daar's ander musikante wat soos miljoene streams kry waar dit sustainable raak. Maar ek dink ek kom neer op soos 0.01 wat die sente was, maar ek was net soos dis
insanely minder geld. Nou maar terug by wie gaan jou betaal op die beach? Definitief nie Spotify nie. as jy baie songs het, maar nee, maar wat se beroep gaan AI jou vervang? Dis net vir my triekies om te verstaan. CA, ek dink dit gaan nie. Ek dink dit gaan daai prentjie wees van 'n robot gaan jou Dit gebeur klaar. Mense word elke dag nou en dit begin in Amerika. Dit begin altyd daar in trickle na die res van die wêreld toe. 10 jaar is so. Designers word gefire, copywriters word gefire, content creators word gefire. AI kan al meeste van die goed doen. Jy sien die ads vir AI assistants byvoorbeeld. Ja. AI kan spreadsheets doen. Dit begin al klaar werke vat. Ja. En die besighede, die biljoene, hulle gaan geld maak. Ja. Ons gaan nie geld Nee, 100%. Die ouens wat nou wen, gaan aanhou wen. Daar gaan nie nuwe wenners op die scene wees nie. Jy moet nou uitfigure hoe jy dit gaan maak werk vir jouself. Ja. Ken jy Enya? Ja. Sail away, sail away, sail away. Is dit sy? Sail away. Ja. Ja. Sail away. Sy's great. Sy is 'n legend, first of all, en sy het my droomlewe. Want sy het net gekom en 'n klomp bangers gedra. Toe verdwyn. Toe sy van ek gaan nie toer nie, nee dankie. Toe koop sy vir haar kasteel. Letterlik 'n kasteel waar sy bly met haar 9 katte. En wie betaal dan vir daai kasteel? Streaming. Sy het hom klaar betaal. Nee, dit was voor Jy streaming. weet self, sy het CD sales gehad. Ja, Sy fair. het CD money. Ja, sy het daai seed money. CD money. Maar nou is daar steeds geld wat inkom. Dis soos vir jou, ek weet nie wie Stranger Things kyk nie. Vir jou Apple, niemand het regtig meer geweet van haar nie. Toe met die vorige seisoen van Stranger Things, toe gebruik hulle haar liedjie deur die hele seisoen. Toe explode daai song weer van voor af, nommer 1 op die charts. Toe print sy Soos geld. WhatsApp voor non-blondes. Ja, exactly. Op TikTok, ja, Exactly. nou word dit Ja. Maar die ding is, dit gaan nie, die meerderheid van mense gaan nie daai geld maak nie. Nee, ek weet. Maar hier kom die conspiracy theorist in my weer uit. Hate me. Is ek dink alles word design met 'n plan deur die elites, Illuminati. Is dit jou kerk se naam? Illuminati Kempton. Imagine. En wat dit vir my bewys is as jy kyk na Apple. Ek nie Apple nie, by the way. iStore, get on this. Steve Jobs. Toe ek dink hy's al oorlede. oorlede. Ja. Sy kinders het nie 'n iPhone nie. Het nie 'n tablet nie. Daar's nie Maybe intussen al. Mens weet nie dit nie, maar ja, maar sy toe hulle teorie nou was kinders was, Ja. wat. Yes. En die daar was 'n joernalis wat hulle rondgevolg het. En sy sê daar's geen tegnologie in hulle huis nie. Hulle sit en praat oor kuns en literature en wat. Die eienaar van TikTok. Sy kinders is nie op TikTok nie. Dis ja. Hulle weet wat hulle create is nie goed vir die wêreld nie. Ja. So hulle hou hulle ryk kinders weg van dit af en leer hulle belangrike goed soos lees en literature en art. Dis is in China. Het jy al daai TikTok gesien wat in China alles gaan ons oor algoritmes. So jy maak jou foon op, ewe skielik is daar 'n klomp nonsens. Dit besoedel jou brein so erg. Maar in China word TikTok so gecurate dat as Hulle het jy nie TikTok nie. Hulle nee, maar een van die lande, een van daai Asian lande, is waar TikTok is, word so gereguleer dat alle content, sê net maar, ek weet nie of dit vir kinders wat foon het, daar kom ons maar 'n punt wat 'n kind 'n foon het, sê net maar tussen 11 en 15. Die enigste content wat gevoer word vir daai kids is educational. ja. Wetenskap, wiskunde, natuur. En as ek soos as jy vir 4 jaar lank elke liewe keer jou foon opmaak en daar's nie 'n lame little dansie nie, maar eerder het jy geweet bome wara, dan is dit soos natuurlik is dit die slimste mense op aarde, want dit is soos net educate. So jy is heeltemal reg. Ja, so as ek meen as hierdie mense wat se kinders 1 uit 10 gaan suksesvol wees want hulle is nepo babies. Ja. Nou die issue, mense is altyd so hard op nepo babies. Wat wil jy met hulle doen? Ja. Moet hulle nou wat? Baie jammer ek's ryk. Ja. I don't get it, maar hulle regulate dat hulle kinders nie goed kyk wat hulle vir ons sel nie. Ja, ek weet. Alles wat ons consume is ongesond. Nee, ons is Wil verslaaf. hulle hê ons moet siek wees? Maak hulle geld daaruit as ons siek is? Ek dink so. Nee, ek is die eerste een wat sal sê ek is definitief verslaaf aan my selfoon. Ek en Temba het ook oor die selfoon issue gepraat. Temba is addicted to his cellphone. Just like me. Ek joke. Nee,
Ja, ek word rehab, ek weet. Maar jy kom net uit rehab uit, so welkom terug. Dankie. Was ek in rehab? Ek was seker Probeer dronk daai dag. Dis die dag wat ek kon drink. Maar en dit is ook met die ek het 'n hongerte vir physical media. Ek praat altyd oor ek so gatvol vir subscriptions. Betaal maandeliks vir alles en jy besit nooit niks nie. Dis hoe ek vinyl koop. Dis hoe ek fisiese boeke koop. Maar voel jy nie dis soos ek wil jy soos die klatter. Nog goed is soos too much. Maar dit hang af wat jy het. Jy kan niks van die goed en verder vat nie. Jy wat nou glo in die hel. Ja, Jy kan nie goed nêrens vat. Jy kan dit nêrens heen vat, maar met jou lewe vandag, hier's 'n voorbeeld. Niks wat jy op Kindle lees. Al koop jy boeke. Ek weet. E-boeke kos amper dieselfde as 'n fisiese boek. Print as jy wil hê. Maar jy besit hom nie. Jy mag hom nie print nie. Jy lisensie hom net. Ja. So as Amazon besluit hierdie boek is nou geban, want hulle het jy al 1984 van George Orwell gelees. Nee, sorry. Sy dystopia novel. Dis my geboortejaar. Shout out George. Hy het geskryf in 1968 Nou, dink dan moet hy ek. die titel verander. En dit was oor hoe gaan die lewe wees in 1986, whatever. Ja. Julle weet wat ek van praat. Anyway, toe word dit afgehaal van Amazon af, oor al licensing issues was, of wat ook al. En mense wat dit gekoop het, dit was nie meer in hulle library nie. So enigiets wat jy koop, besit jy nie eintlik nie. Ja. As die internet eendag crash, Ja, is alles weg. besit jy niks. Jy het nie 'n liedjie om na te luister nie, jy het nie 'n boek om te lees nie. Maar Sammy, terug op spiritualiteit. Is geloof, is organized religion nie maar ook 'n subscription model nie, want jy betaal jou 10de, gee jou geldjie. Ek betaal my 10de in studio tyd. my kerk film hierso. Daar's perks, jy gee jou 10de Sondag, is koffietjie, ewige lewe, beraders. Maar Is dit 'n maar subscription die kerk beloof nie 'n ewige lewe nie. Ons baie mense wat daar sit wat ek nie dink gaan dit maak nie. Ek sê maar net. Jy sien, daarom gaan jy kerk Is hierdie jou podcast of myne? Dit is onsin. Ek het hierdie podcast gekoop. Nee, ek wil net 'n bietjie ja. Dit is interessant. Ek sal saamstem dat meeste van die wêreld se haat kom uit organized religion uit. Maar ek dink Daarom is daar mense wat kan kies, soos jy, om 'n goeie mens te wees. Want daar gaan altyd sleg wees, maar ek glo daar gaan altyd meer goed as sleg wees. So jy's 'n baie positiewe mens. mense wil nie kerke en so aanbash nie, want kerke is eintlik maar net stikkende mense soos ek en jy. So kerke word eintlik maar net geran deur mense met foute. So mense moet ek sal dit versigtig. Ja, huis vind. Jy moet jou huis vind, jy moet nice wees, don't be a schmuck. En wees oop. En hierdie debat, ons verloor dit in die lewe, want Ja, Sam. dit is so belangrik. Dit is belangrik om te gesels en hoe mens groei en leer is soos deur te debat. Ek hoef nie respek te verloor vir jou omdat ek nie saamstem nie. Dit is soos hoor mekaar uit. Ook cool, dis interessant, nog nooit na gedink nie, maar weet jy wat? Ek gaan stiek by my opinie. Mense kan steeds vriende bly, maar ek dink ons is Afrikaners is baie sensitief. Ons raak nogals gou jou moer, jy sak, jy dan as ons nog eens gesels hoor nie. Ek het nog eens jou opinie gehoor nie. Ek sien dit bietjie anders. Soos ek dink obviously kry mense dit in Afrikaans, maar as jy kyk teen Amerika, die internet maak dat mense maar almal hulle opinies uitgooi en partykeer in lelike ways, maar ek dink Suid-Afrika in 'n whole is meer gewillig om te chat as byvoorbeeld Amerika. So ek dit sien. Maar ja, definitief, ons het al baie belangrike gesprekke gehad oor ons land en ons geskiedenis. ja, ag mense moet maar net aanhou chat. Kom ek sluit vir ons af met hierdie. Is jy reg? Ek gaan dit sommer sing. Dat mense kan hoor hoe amazing my stem is. Kan ek die chaptertjies wat jy lees? Ek weet nie wat dit is. Being raised with manners. The more I think about it, the more I'm convinced that someone can be raised to be too respectful. Kan ek net vir julle sê? En dis hoekom ek 'n musiekloopbaan het. Fokol AI. Het in die boek. Maar ons gaan hom in ChatGPT en lees. Ek het hom geskryf in 3 maande. Ons gaan hierdie boek nou in ChatGPT lees, net seker maak daar's 'n beter version. Wanneer kom die audioboek uit, bra? Ek moet dit nog rekord. Ja. Ek weet nie, by the way. Sammy, hier is jou volgende video.
Jy wat hier sit en hierdie boek deurlees. Wie gaan hom dan koop? As hulle hom vir net kan sien op Wanneer het hy uitgekom? 2023 dan. O, hy is nog fresh. That's good. Hy lyk lekker. Hierdie noem ek nou 'n podcast, maar dit is nie eintlik nie want dit is net op YouTube en ek kan nie uitfigure hoe om dit op Spotify te sit nie. Wat? Die podcast. As jy nou help, baie Baie maar. dankie. Is verniet. Hy vra my om vir my Google Calendar te stuur. Google Calendar invite. Het jy regtig geweet hoe nie? Dis ek van ek weet nie nie. Ek accept net gewoonlik die meetings. Ek sê dit nooit op nie. En nou het jy geleer, elke Nou dag het is 'n ek geleer. skooldag. Ek het nie as AI nodig gehad om my te help nie. Jy het jouself gehad. Maar ek weet nie, ons het gesê oor die spreadsheets. Ek like om my eie spreadsheet te design. Ek voel trotser op myself as ek self geleer het om iets te doen. Soos vir my kalender gestuur het gister. Dit was vir my, ek wou dit op my CV sit. Ek het jou bio verander. Ja. Wat kan mens doen? Jy moet maar net inpas. Ja, jouself Jy het wees. nie 'n keuse nie. Jouself wees. Ek het iets interessant gesien oor authenticity. Want dis 'n groot ding, ek sê van altyd be yourself, be authentic. My favorite city is authenticity. Ja, 'n vrou wat ek volg, sy was deel van die Secret Service. Love her. Evie Pomporis. Shout out. Maar Wat so anyway, seker het aangezien sy vir almal gesê het sy was daar. sy was daar, sy is nie meer nie. Maar Iemand sy kan het nie geheim hou nie. ja, blabbermouse. Maar sy het gesê jy moenie jou authentic self werk toe bring nie, want no one gives a fuck. Sy is van jy kan nie met jou klubklere werk toe gaan en sê maar it's my authentic self. Jy het verskillende weergawe van jou authentic self wat jy na verskillende plekke toe vat. Dit beteken nie jy's fake nie. Maar jy kan nie sekere dele van jouself werk toe vat of die deel van jou wat professioneel en 'n hard ass is huis toe vat en jou kinders se manager probeer wees nie. Soos ja, It's beautiful. dankie Evie. Love you. Shout out vir die Secret Service. Yep. Dankie dat ek hier kon wees. Dankie dat jy Bush protect het en Obama en so. En Prins Andrew. Nee, sy sou vir Prins Andrew nie protect nie. Maar dankie dat ek hier kon wees. Baie dankie dat jy was. Plesier, ek sal jou invoice. Ek betaal nie podcast. Ek weet nie wie jou daai indruk gegee nie. I'll get you next year. Ek sal die invoice stuur deur AI. Ja, ek sal die invoice stuur, jy kan hom terugstuur. Ja. Guys, subscribe. Please man. Ja. Mense sit hier so en praat met julle. Praat bietjie terug in die comments. Ja, Dis man. goed vir En magtig. die algorithm or what not. Yep. Nou, okay. Cheers. Bye bye.